Ek wil net met julle deel, voordat ons nou in Handelinge 2 inbeweeg. Ons was laasweek in die eerste in Handelinge 1 gewees, en ons kyk na hierdie ontwikkeling van die kerk, as ek dit so kan sê, waar dit begin het in Handelinge 1, waar Jesus sê, hy gaan weg, waar hy sê, wag totdat julle krag ontvang, en hulle in die bokamer moet wag, totdat hulle die krag ontvang het, en dit was 10 dae wat hulle tyd spandeer het in die bokamer, en ons kyk baie maklik na die kerk van Handelinge, en ons sê, Here, ons wil so wees. Wie van julle wil soos die kerk van Handelinge wees? Niemand? Wie van julle wil nie soos die kerk van Handelinge wees nie? Soos wie wil julle dan wees? Maar ons kyk baie na die kerk van Handelinge, en het is mooi om te sien hoe die kerk van Handelinge gestig is en gevorm is. Maar alles was nie net maanskyn en rose gewees in die kerk van Handelinge nie. Alles was nie net goed gewees nie. Hoekom? Mense is betrokke. Ons as mense maak foute. En dis oukei om 'n fout te maak. Ons moet nie dat ons foute ons definieer nie. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons kan lei en regmaak, en dat ons altyd kan jammer sê op die einde van die dag as ons 'n fout gemaak het. Soos wat ons sien, die kerk van Handelinge is nie perfek nie, so is ons as kerk ook nie perfek nie. As jy 'n perfekte kerk kry, asseblief moenie soontoe gaan nie. Want jy is nie perfek nie. Jy gaan dit onperfek maak. Daar bestaan nie so 'n kerk nie. Maar Jesus was die hoof van die kerk van Handelinge. Is Jesus die hoof van ons kerk? Ek hoop so. Ek glo so. Ek vertrou dat hy is. Die kerk se strewe moet wees om die wil van Jesus te doen, en om dit te doen met die leiding van die Heilige Gees. Ons moet nie ons eie kop wil volg nie. Hy is die hoof, hy is die kop. Ons is die hande en die voete van die kerk. Ons is nie die hoof nie. Ons moet hom volg in die rigting wat hy in wil beweeg. So kom ons lees in Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 13. Wat sê Lukas? En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul met waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulself verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom, en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is? Parters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamia, Judea en Kappadosia, Pontus en Asië, Frigie en Pamfilia, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretens en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn, net tot daar vir nou. So ons lees hierso iets baie interessants wat gebeur. Iets wat nog nooit voorheen gebeur het nie. Nou, wat is die fees, die Pinksterfees gewees? Die Pinksterfees was 'n fees wat gehou is 50 dae na Pasga. 50 dae nadat hulle die Pasga fees gehou het, het hulle die Pinksterfees gehou. En dit was 'n fees wat hulle die Feast of Weeks genoem het, so 7 vol weke is 49 dae, en net na dit het hulle dan hierdie fees gehou. En hulle het hierdie fees gehou as 'n oesfees en as die fees van hulle eerste vrug
wat hulle dan gebring het. So wanneer hulle geoes het, het hulle dan brood gebak uit daai meel wat hulle gemaak het, uit die koring wat hulle geoes het, en hulle het dit gebring op hierdie fees, op die Pinksterfees het hulle dit gebring na die tempel toe, as hulle eerste vrug van dit wat die Here vir hulle gedoen het. Interessant, hierdie eerste vrug sien ons waar die kerk nou vir die eerste keer eintlik mense kry wat bygevoeg word, wat ons later sal van lees. Want daar's mense wat bygevoeg is, die eerste vrug. Maar die ander interessante ding wat ons ook sien, is dat toe die Israeliete uit Egipte is, nadat hulle die bloed van die lam gesmeer het om die deurkonsyne, en hulle is uit, het hulle die 10 gebooie gekry op die berg Sinai. En dit is ook ongeveer 50 dae gewees nadat hulle uit Egipte uit is. So hulle het dit ook gebruik as 'n viering vir die wet wat hulle ontvang, wat Moses ontvang het op die berg. Maar wat vir my interessant is dat die Heilige Gees nie hier gekom het soos 'n duif toe hy op Jesus neergedaal het nie. Hy het gekom met krag en met vuur. 'n Rukwind is iets wat amper wil kom verwoes. Dis krag wat ons nie verstaan nie. Iets wat jy nie kan sien nie. Kan soveel krag bring dat daar goeders uitmekaar uit geruk word. Dit is wat 'n rukwind is. En ek sien dat ons kyk na Jesus en ons sê hy is die leeu, maar hy is ook die lam. 2 totale teenpole van mekaar. So kom die Heilige Gees en hy wys iets van hom. Maar die probleem met ons as mense is, ons hou daarvan om op een aspek te fokus. Ons hou daarvan om op God se liefde te fokus. Is dit so? Ons hou daarvan om te sê God is liefde. En dis waar, hy is liefde. Hy is daai lammetjie wat so oulik is. So, jy wil hom net vasdruk. Maar hy is ook die leeu van Juda. En die probleem is, as ons fokus op God se liefde en sy genade, en dis al wat ons ken, sodra ons besef dat daar 'n geregtigheid kant aan hom is, dan sê ons nee, dis nie die Here wat ek ken nie. Maar ons kan nie liefde sonder geregtigheid hê nie. Ons kan nie God se liefde beleef sonder dat ons verstaan hoe hy sonde haat nie. Want dit is wat hy doen. Hy haat sonde. Ons kan nie verstaan dat hy lig is en dat daar geen duisternis in hom is as ons nie verstaan hoe hy daai duisternis haat nie. Ek en jy moet versigtig wees om aan een aspek van God wil vashou en sê dit is wat God is. Ek is 'n pa, maar ek is nie net 'n pa nie. Ek kan nie net by die huis sit en pappa speel nie. Daar's ander aspekte aan my ook, soos wat daar ander aspekte aan God is. As ek en jy werklik sy genade wil verstaan, dan moet ons sy geregtigheid en sy oordeel ook verstaan. As jy na 'n kom ons speel, ons almal is dokters en het lekker geswat. Hoe lank swat jy vir 'n dokter? 9 jaar, 7 jaar. OK, lang tyd. Nietemin, almal is dokters en jy het 'n kliënt, hy het ekstrale gedoen en jy sien hierdie persoon is nie ekstrale nie. Hulle doen mos die CAT scan vir kanker om te sien wat is in daai persoon en jy sien hierdie persoon is daar's niks fout fisies met die ou nie, niks nie. Lyk soos 'n normale persoon. Maar binne in sy liggaam sien jy, hy is deurtrek met die kanker. Wat gaan jy doen? Gaan jy vir hom sê, luister, hier is vir jou 'n paar pilletjies, drink dit maar. Of gaan jy vir hom die ekstrale wys of die CAT scan wys van hoe sy liggaam lyk? Wat gaan jy doen? Wie sê jy gee vir hom die pille eerste? Sê vir hom drink hierdie. Wie sê vir hom jy gee vir hom, wys vir hom die CAT scan en wys hoe deurtrek sy liggaam is met die kanker? Ja, is hy. Hoekom? Want nou gaan hy vir jou vra, wat moet ek doen om hierdie reg te stel?
Dit is dieselfde met elkeen van ons en met 'n persoon wat in sonde is. Ons kan vir hom sê, hou op, hou op, hou op. Maar as jy werklik verstaan die genade wat Jesus vir jou bring en jy verstaan die uitdaging wat jy gaan hê as jy gaan aangaan in hierdie pad wat jy stap, dan is jy baie makliker om te sê, okay, help my. En jy wil die werk doen. As iemand nie weet dat hy deurtrek is met kanker nie, gaan hy nie daai pilletjie wil drink of gaan vir sy chemo nie. Hy gaan dit nie getrou doen nie, want hy verstaan nie die erns van die situasie wat hy homself in bevind nie. Ek en jy moet versigtig wees om God in 'n boksie te wil sit. Ons het 'n manier van dink. En ons wil hom in daai boksie sit. Ons sê, dis hoe hy werk. Dis wat hy moet doen. Nee, God se weë is bo ons weë. Wat het gebeur toe hulle gevul is met die Heilige Gees? Iets wat nog nooit voorheen gebeur het nie. Op so groot vlak nie. Hulle het in ander tale begin praat. Soos wat die Heilige Gees hulle gelei het. Watse tale was dit gewees? Dit was aardse tale gewees. Dit was tale gewees wat ander mense wat nie Galileërs is nie, kon verstaan. Nou, die dialek, hoe die Galileërs gepraat het, sê hulle is 'n baie unieke dialek. Dit is slang amper. Hulle praat baie snaaks. Dit is nie ietsie, jy wil nie eintlik so praat as jy 'n Jood is nie. Maar dit is hoe hulle groot geword het en dit is hoe hulle gepraat het. Dit is soos ons wat Afrikaans of Engels probeer praat met Afrikaanse aksent. Almal sien, dis baie vreemd, nê. Nee. Dis wat dit was. Hulle sê, wat is hierdie ouens? Onmiddellik het hulle geweet, daar gaan iets aan. Maar dit is 'n taal wat alle nasies kon verstaan wat hulle gepraat het. En hulle het gesê, hierdie Galileërs, nou dit was nie 'n kompliment gewees om te sê, hierdie Galileërs, hoe praat hulle wat ons nie en hulle ons verstaan hulle wat hulle sê. Dit was nie 'n kompliment gewees nie. Hulle sê op 'n kol in Johannes word daar gesê, daar kan mos niks goeds uit Galilea uitkom nie. Hulle het nie gedink Galilea is 'n gesogte plek of 'n plek waar enigiets goeds uit kan kom nie. Jy mag dalk hier sit en jouself die vraag vra, is ek goed genoeg? Ek weet nie genoeg van die Bybel nie. Ek wil vir jou sê, as jy bereidwillig is dat die Heilige Gees jou gebruik, sal die Here jou gebruik. Want hy geniet dit om die te gebruik wat dink hulle kan nie. Want dan weet hy, daai krag kom nie uit hom uit nie. Dit kom van die Heilige Gees af. Ons fokus moet nie wees op kennis en op insig en op wysheid nie. Ons krag moet van die Here afkom. En ons moet hom vertrou. Ons sien hierso dat almal gehoor het wat hulle gesê het. So daar was 'n tyd in ons geskiedenis, baie lank terug, wat almal dieselfde taal gepraat het. Het julle dit geweet? Net na die vloed. Net na Noag gekom het, almal het dieselfde taal gepraat. En hulle het gedog hulle is slim, hulle gaan 'n stad bou en hulle gaan sommer 'n toring ook bou. Wie van julle onthou die storie van die toring van Babel? So ek wil net gou vir julle vergelyk wat het gebeur in Genesis 11 teenoor Handelinge 2. Daar's 'n stad gebou deur mense en hulle het 'n toring gebou in Babel. Maar die stad van Jerusalem word bekend as die stad van God. Mense het probeer om 'n toring te bou tot om die hemel te bereik. Maar die dag met die uitstorting van die Heilige Gees, het die Heilige Gees neergedaal uit die hemel uit en mens kom ontmoet. Daai dag van die toring van Babel is daar tale, almal se tale het verander. Hulle kon nie meer met mekaar kommunikeer nie. En hier word die Heilige Gees uitgestort en almal kan hoor wat hierdie Galileërs sê in hulle eie taal. Met die toring van Babel het die mense uit mekaar uitgespat in verskillende rigtings. Maar met die fees van Pinkster het almal by mekaar gekom. Van oralste, hulle sê van elke nasie onder die hemel het hulle by mekaar gekom
En hulle het gehoor wat hierdie Galileërs sê. Maar nou wil ek jou vra, wat het die Galileërs gesê? Kom ons lees in vers 11, wat het hulle gesê? Kretens en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. In Genesis 11 is daar tale deurmekaar gemaak omdat mense planne probeer maak om te wys hoe groot en goed hulle is om 'n toring te wil bou. Maar in Handelinge 2 het almal verstaan wat hierdie Galileërs sê, sodat God verheerlik kan word. Is ek en jy besig om God werklik te verheerlik in alles wat ons doen? Is dit my en jou begeerte? Want dit is wat hierdie Galileërs van gepraat het, die werke van God. Wie was almal daar gewees? So hulle praat van hierdie as 'n verpligte fees. Elke man wat 'n Jood is, moes daar gewees het. So onder andere, almal wat hulle homself 'n Jood genoem het, so dit was nie net na die Israeliete in ballingskap in was en voordat hulle die tempel weer gebou het, het daar sekere Jode besluit om nooit terug te kom na Jerusalem toe of Israel toe te kom nie. Hulle het nie gehelp bou aan die tempel nie en hulle het nie deel geword nie. Hulle noem dit the dispersion, waar daar klomp Jode was reg oor die Romeinse ryk in daai tyd en hulle het almal nou bymekaar gekom. Nou jy kon as 'n heiden ook 'n Jood geword het. Dit is wat gebeur het, is as hulle jou gedoop het, dan kon jy 'n Jood geword het en hulle is dan Jode genote genoem gewees. Ons het, of proselytes noem hulle dit in Engels. So dit is almal wat daar was, van reg oor die wêreld wat hulle daai tyd geken het. En hulle vra die vraag, wat beteken dit wat nou net gebeur het? Ek wil vir jou sê, wanneer die Heilige Gees werk in iemand se lewe, is daar 2 tipe reaksies wat jy gaan kry. Die ene gaan wees van mense wat ernstig wil weet wat het gebeur en wil weet wat gaan nou hier aan en dit probeer regtig sin maak. En dan gaan daar mense wees wat 'n bespotting maak van die geestelike werk wat besig is om te gebeur en ons probeer dit vleeslik maak. Die wêreld kyk na 'n Christen en sê, julle maak nie sin nie. Hoe wil julle dinge doen? Dit maak nie sin nie. Hulle wil na ons kyk en waar ons geestelik na dinge kyk en die Here vra vir wysheid en insig, sê hulle vir ons nee, dis nie hoe dit werk nie. Die wêreld sê, doen alles wat jy kan om suksesvol te wees in besigheid. Maak nie saak wat dit jou kos nie. Of dit jou gesin kos, of dit jou mense kos, of dit jou vriendskappe kos, maak nie saak wat nie, doen alles om bo uit te kom. Maar wat sê God? Hy sê wees diensbaar, wees die minste, wees die laagste en hy sal jou verheerlik. Die wêreld sê maak soveel bymekaar soos wat jy kan vir jou ou dag. Bou vir jou groter store dat jy meer kan stoor. Bankrekeninge op bankrekeninge, in bankrekeninge. Maar God sê, hou oop hand. Dit wat jy ontvang, gee weer. Die wêreld sê, jy het gewerk vir wat jy het. Jy besluit wat jy met jou finansies gaan doen. Jy besluit wat jy met jou tyd gaan doen. Jy besluit wat jy met jou liggaam gaan doen. Maar God sê, ek het jou dier gekoop. Dis nie meer jou liggaam nie. Dis nie jou geld nie. Dis nie jou tyd nie. Jy is 'n rentmeester van dit wat hy jou mee toevertrou het. Hoe bestuur jy dit? Want die probleem is ons wil wêreldse manier van denk inbring. Maar die Here sê, vernuwe jou gedagtes. Kry dit in lyn met wat die woord sê. Jesus verwag dat ons as Christene anders te lyk as die wêreld. Dat ons dinge nie dieselfde doen soos wat die wêreld dit doen nie.
dat ons dinge doen onder sy leierskap, sy gesag en sy autoriteit. Mense sien wat gebeur en hulle sê, hierdie mense, hulle is dronk. Soetwyn, lekker, gekuier al, 9 die oggend. Maar kom ons lees wat sê Petrus in vers 14 tot 21. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Petrus sê vir hulle, julle verstaan nie wat hier aangaan nie. Kom ek verduidelik vir julle wat is besig om hier aan te gaan. Hy sê hierdie is 'n profesie wat vervul word, wat die profeet Joël van gepraat het. Hy sê die Heilige Gees sal uitgestort word op almal. Wie het die Heilige Gees ontvang in die Ou Testament? Net van die profete? As jy 'n koning was, het jy die Heilige Gees ontvang. Sekere mense het die Heilige Gees ontvang, en net soos wat die Here dit toegelaat het. Maar hy sê, nou word die Heilige Gees op almal uitgestort. Ek en jy kan die Heilige Gees ontvang. Hy sê, as die Heilige Gees uitgestort is, gaan daar sekere goeders gebeur. Hy sê, jou seuns en jou dogters gaan profeteer. Jou jong mense gaan visioene sien, en jou ou mans gaan drome droom. Die probleem is, as ons hierdie goed lees, dan sit ons op 'n plek wat ons nie weet hoe om dit te hanteer nie. Want ons het al partykeer te veel te doen gehad met airy-fairy, spiritual scary situasies. En ons kyk na die werking van die Heilige Gees, en ons sê, ek wil nie te doen hê met die geestelike nie. Ek wil nie hiermee te doen hê nie. Ons moet versigtig wees om die Heilige Gees te probeer namaak, want jy gaan besig wees met nonsens. Maar ons moet nie dat die onkunde en die vrees en die wangebruik van die geestelike ons verhoed om toe te laat dat die Heilige Gees werklik funksioneer in 'n gelowige se lewe nie. Ons moet versigtig wees om bang te wees vir enige iets geesteliks, omdat daar 1 of 2 elemente is wat dit misbruik. Wanneer die Heilige Gees deur jou wil werk, moet jy hom toelaat om deur jou te werk. Hy gaan jou nooit dwing nie. Hy gaan jou nooit forceer nie. Dit gaan nooit chaos wees nie. Hoekom? God is 'n God van orde. Maar ons moet nie dat slegte goeders die goedheid van God vir ons bepaal nie. Wat was die plan van al hierdie wat hulle beleef het? Rukwinde, tonge van vuur, mense wat in ander tale praat. Wat was die doel van dit? Die doel van dit was opgesom in vers 21. Kom ons lees. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit is die doel van die bonatuurlike. Dis nie om te weet waar jy moet gaan boor vir olie of vir goud, grou of enige sulke goeders nie. Die doel van die bonatuurlike is altyd sodat mense werklik God kan beleef, want God is Gees. Toe ek en jy voor wedergeboorte, dat ek dit so sê,
is elkeen van ons op pad gewees na ewigheid sonder God. Dit word die hel genoem. Ons is in sonde gebore. Romeine praat daarvan, hy sê, die loon van die sonde is die dood. Met die sondeval is elkeen van ons in sonde ingebore. En ons is in vyandskap teenoor God. En die loon wat ek en jy verdien, die loon is wat jy verdien, dis wat jou toekom, is die dood. Hoekom? Ons doen wat ons vlees gedoen wil hê. Ek hoef nie my kinders te leer steel nie. Ek hoef nie my kinders te leer jok nie. Ek hoef hulle net te los. Die vlees doen dit. Ek kan vir julle stories op stories vertel. Hoe ek nooit my kind dit geleer het nie, maar sy doen dit. Sy sit met 'n eisie wat sy weet nie sy mag vat nie. En my vrou vertel haar die mooi storie van Adam en Eva. En sy eisie is agter haar rug weggesteek, maar dit is so rooi om die wange. My vrou vertel haar van die storie van Adam en Eva waar hulle weggekruip het vir God. En my vrou dog, hier gaan sy nou deel met haar en sê sy is jammer, sy het die eisie gevat. En sy luister die storie en sy sê, dis 'n oulike storie, dankie mamma. Mamma, kan mamma uitgaan? Maar maak sommer die deur ook toe agter mamma. Niemand het haar dit geleer nie. Maar dis wat gebeur as ons die vlees los. Jy hoef nie 'n baba te leer sê, myne nie. Jy hoef niemand te leer om selfsugtig te wees nie. Inteendeel moet ons kinders leer om te deel, om nie selfsugtig te wees nie. My eerste woorde is baie maklik, myne. Want dit is die vlees wat binne in ons is. Dit vat nie baie vir ons om 'n lewe te regverdig wat ons nie die Here in eer nie. Ons kan baie maklik ons leefstyl regverdig en sê, maar die Here is lief vir my. Daar's genade en daar is verseker. Daar's genade vir alles wat ons doen wat nie reg is nie. Maar die genade is nie daar om aan te hou doen wat nie reg is nie. Die genade is daar om jou te wys, stop dit. Kry jou lewe in lyn met die woord. Ek en jy kan nie deur ons eie krag gered word nie. Ek en jy word nie gered omdat ons dit verdien of goed genoeg is nie. Ek en jy verdien die ewige dood. Dis wat ek en jy verdien. Jy word gered as jy jou vertroue in Jesus sit en nie in jouself nie. Jesus is die enigste persoon wat my en jou kan red uit die ewige verderf uit. Maar nou het ek vir jou 'n vraag. Kan jy jou redding verloon? As jy die dag gesê het, Here, red my, kan jy wegdraai van hom af? En ek wil dit vir julle verduidelik deur 'n vergelyking te maak van 'n wedloop. As jy ingeskryf het vir 'n wedloop, het jy die wedloop al klaar voltooi? Nee. Jy het nou net gesê, ek wil deel word van hierdie wedloop. As jy begin hardloop, is jy gewaarborg dat jy gaan klaarmaak? Nee. Jy moet deurdruk. Deur moeilike tye, deur tawwe plekke moet jy deurdruk. Wanneer het jy die wedloop voltooi? As jy oor die wenstreep is. Net so met my en jou redding. Daar is 'n dag wat elkeen van ons die keuse moet maak om te sê, Here, red my. Ek sit my vertroue, my geloof in U, nie in myself nie, nie in my denke nie, nie in hoe ek dink dinge moet wees nie. En jy steek jou hand uit en jy sê, Here, red my. Ek is verlore sonder U. Hy red jou uit die koninkryk van die dood uit. Maar jy het 'n keuse om te volhard of nie. Jy het 'n keuse of jy Jesus gaan aanhou volg of nie. Hy sê, neem op jou kruis en volg my. Ek en jy moet 'n pad met hom stap.
Dit is nie net, jy's gered 'n dag, en nou sit alles verby nie. Ek en jy moet 'n pad stap, en ek wil hê ons moet Filippense 2 vers 12 lees. Filippense 2 vers 12, dit gaan op die bord wees, as jy vinnig genoeg soontoe kan blaai, kan jy blaai. Filippense 2 vers 12, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Hy sê, daai heil, in die Engels praat hy, work out your salvation. Ek en jy moet gehoorsaam wees. Hy sê, wees gehoorsaam in my afwesigheid. Moet ek en jy gehoorsaam wees en ons heil uitwerk. Solank as wat jy God toelaat, gaan hy in jou werk. Maar wat beteken om God toe te laat om in jou te werk? Beteken dit jy staan maar net daar en sê, okay, fix. Nee. Jy moet dit wat hy in jou openbaar, dit wat hy vir jou wys, wat nie reg is nie, moet jy in lyn kry met wat sy woord sê, wat hy van jou verwag. Wanneer ek en jy 'n waarheid beleef, gekonfronteer word met iets in ons lewe wat nie reg is nie, is die vraag, hoe gaan jy reageer? Gaan jy daai besef en sê ek maak reg, ek kry dit uit, of gaan jy dit vat en sê, nee, is nie so erg nie. Volgende jaar sal volgende jaar weer probeer en dit regverdig. As jy 'n wedloop hardloop, is daar pyltjies wat vir jou sê gaan links, gaan regs. As daai pyltjies sê gaan links en jy gaan regs, is jy nie meer deel van die wedloop nie. Jy is op jou eie pad. Die woord van God is my en jou riglyn en aanwysers vir die pad wat ons opstap. As jy kies om daai pyltjies nie te gehoorsaam nie, is dit jou keuse. Daar gaan dalk mense wees en sê, wow, jy's besig om verkeerd te gaan, en sê, los my, ek's op pad. Gaan jy jou los? Kom ons lees wat sê Hebreërs 12 vers 1. Hebreërs 12 vers 1 tot 3. En ek sluit hiermee af. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in heel siel nie vermoeid word en verslap nie. Hy sê, lê elke las neer. Hy sê, los die sonde. Hoekom? Sodat jy die wedloop kan loop. Hierdie wedloop wat ons op is nie die ene wat jy die vinnigste kan doen nie. Is nie die ene wat jy die langs, dit is die ene wat jy die langste kan doen. Dis nie die ene wat jy die kortste kan doen nie. Hierdie is die dag totdat jy jou asem uitblaas. Is ek en jy in 'n wedloop. Dit gaan nie oor hoe jy begin nie. Of jy heel laaste begin het, of jy heel eerste begin het nie. Dit gaan oor hoe jy klaarmaak. Maar wat sê hy vir ons? Hou jou oë gefestig op hom. As ons toelaat dat ons aandag afgetrek word, dan is ons oë nie meer op hom nie. En dit is baie keer wanneer ons moedeloos word. Dit is baie keer wanneer ons sê, hoekom? Wanneer die pyn in jou bene soveel raak, dat jy nie meer wil aangaan nie, dit is die tyd wanneer jy wil opgee in 'n wedloop. Wanneer mense jou aanval, vir jou sê, jy kan nie, jy's nie goed genoeg nie, dit is wanneer ons wil opgee. Hy sê, maar hou jou oë gefestig op my, ek is jou hoop. Volg my, stap saam met my. As jy moeg raak in die wedloop van jou geloof, reik uit na iemand om saam met jou die pad te stap.
In 'n wedloop is daar baie keer 2 of 3 of 4 mense wat saam hardloop. Daar's 'n tyd wat jy dalk alleen hardloop. Maar wanneer dit moeilik gaan, reik uit na mense om jou, om saam met jou die pad te stap. As jy moeg raak, weet dat die Heilige Gees binne in jou is, om jou aan te moedig om aan te hou. Maar waar is jou fokus? Op wie is jou fokus? Is jou fokus op Jesus? Of is jou fokus op alles wat jy nie moet doen nie? Want as jy 'n wedloop hardloop, dan worry jy nie oor wat jy nie moet doen nie. Jy weet wat jy moet doen. En as ons fokus is op Jesus en op dit wat hy wil hê vir ons, dan vergeet ons van die moets en die moenies. Ons hou ons oë net gefokus op hom en ons gaan doen wat hy van ons verwag. Hoekom? Want ons volg sy voorbeeld. Ons volg hom tot die dag wat ek en jy ons asem uitblaas op hierdie aarde.